As jy die verkeerde goeie sê en jy sê dit, die issue is nie dat jy dit sê nie, die issue is dat jy claim dit kom van God af. Dit is die issue. But I saw like a strike, almost like an arrow or a missile. I saw this thing hitting the nation, whether it's in the spirit, whatever it is. And I saw calamity coming in this nation. Een van die maklikste maniere om te weet, is dit 'n ware woord of is dit soos 'n dit kom nou eintlik meer jy wil dit nou net sê om dit te sê omdat jy nou daaraan gedink het. Is dit negatief? Die oomblik wat dit negatief of afbreekend is of iets, dan moet jy dadelik weet, okay. Iets is Boys, we better run. 'Cause when the cards at the table, we leave ourselves aside. Boys, let's stop the rush. 'Cause when our heart takes a hide and we leave ourselves a ride. Goeiemôre. Welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show en hierdie is ons tweede react video wat ons doen en wat ons gaan praat oor profesie en oor profete en dis nie 'n ligtelike ding hierdie, dis nie iets wat ons ligtelik opvat nie, dis nie iets wat ons net inspring nie, dit is ietsie wat ons, ek en Julian al lank bespreek, al baie conversations oor gehad het en dis ietsie wat ons baie ernstig opvat, want ons weet wat die Bybel sê vir ons moenie sleg of verkeerd optree teenoor profete nie, en ons het gesien wat gebeur het met Elisa, toe die kinders hom spot oor sy bleskop, né? En toe kom maar beere uit die woud uit en maak, ek weet nie, 30 kinders dood of ietsie, so dit is nie ietsie wat God ligtelik opvat nie. Nou, vir ons waarop gaan reageer en daaroor gaan praat en dalk een of twee mense gaan uitlig in hierdie video, is dit 'n gevaar, dis 'n risiko, as ons foute maak en die verkeerde vals testimonie gee oor iemand, dan is ons in die moeilikheid met God, verstaan? So dis nie iets wat ons graag wil doen nie, dis nie iets wat ons soos ek sê, ligtelik opneem nie. Maar ja, ek wil net vir julle daai agtergrond, net daai disclaimer gegee het voor ons hierdie video doen en net vir julle sê dat ons sit eintlik hierso nogal met swaar harte. Dis nie iets wat maklik is vir my nie en ek weet dit is ook nie vir Julian. Maar ons gaan net daaroor praat, ons gaan praat wat ons navorsing gesê het uit die woord uit en daar is een spesifieke Daar is een spesifieke persoon wat kom ons sê die katalysator was vir hoekom hierdie video actually gebeur. En hierdie persoon is 'n self-proclaimed prophet. Ek wil dit eintlik opsoek, Julian, waar is my? Okay. So ek is nie seker of ek kan sê self-proclaimed prophet nie, maar ek kan geen name hier sien as ek nou search waar die persoon sy titel van profeet gekry het. Geen name nie, al wat dit sê is the individual states that he heard an inner voice calling him to ministry after a radical encounter with Jesus in a drug environment which birthed his prophetic gifting. Nou, as jy 'n encounter met Jesus gehad het, hoekom sal hy nie dan net vir jou sê, ek roep jou na ministry toe nie? Hoekom sal daar 'n inner voice wees wat vir jou sê, ek roep jou na, in elk geval, dis net die gedagtes wat in my kop aangaan. And then leadership endorsement within the broader Pentecostal and charismatic movements, his title and mantle as a prophet referencing Ephesians 4 verse 11 to 13 are officially endorsed by senior leaders, ministers and other established prophets. Maar hier is geen name nie. Anyway, gaan nou nie te veel op dit ingaan nie. En ons wil nie te veel hamer op hierdie persoon nie. Hierdie persoon is Leon Dupré. Hy is 'n
Suid-Afrikaanse profeet, 'n Afrikaanse profeet kan ek seker maar sê. En hy het 'n kerk hier so in Pretoria, dink ek. Ek dink Calvary so. Church. Ek dink so, ja. Die ooste iewers. Ek is seker nie. Soos ek sê, ek het nie baie navorsing op hierdie ou gaan doen nie. Hy was net die katalisator vir hierdie video. Ek wil hom ook nie uitwys as 'n vals profeet nie. Ek het geen evidence daarvoor nie. My gevoel, net op my gevoel van die goed wat ek gaan sien het en gekyk het van hom, dink ek hy's 'n vals profeet. Ja. Dit is my opinie. Dit is nie iets wat ek vir julle kan bevestig of wil bevestig. Dit is nie hoekom ons hierdie video doen nie. Ons wil praat oor profesie, maar ek wil vir julle die agtergrond gee van hoekom ons praat oor profesie vandag. En hierdie persoon, Leon, het so tydjie gelede, 'n week of 2 gelede, is hy het hy buiteland gevlieg, in die buiteland toe gevlieg om na een of ander prophetic conference of ietsie toe te gaan in Switserland, en hy het, ek weet nie eers hoekom hierdie op my feed opgepop het nie, op my Facebook feed nie, maar dit het, en hy sit, daar's 'n foto van hom wat sit in besigheids of eerste klas in 'n vliegtuig, en hy sê, hy gaan nou in die vliegtuig, sy aftyd gaan hy nou 'n spesifieke game speel om sy central nervous system te reset of whatever. Hy het klomp goed daar genoem. Ja. CNS, SNS, klomp nervous systems en goed. Whatever, man. En dit is soos, dis fine. Ek gee nie om nie. Man, as jy games speel, ek het games gespeel, ek speel nou nog games partymal. Daar's niks fout om nie om games te speel nie. Dit is nie deel van my ministry nie. Dit is nie deel van wie ek is nie. Dit is nie iets wat my help nie. Dit is iets wat ek van hou om te doen, en dit is dit. Verstaan? Dit is nie iets wat ek proclaim as 'n of ander saving grace of ietsie nie, want ek dink dan, as jy so ietsie doen, dan word dit 'n idol vir jou. Dit is wanneer goeie se idol raak. God moet die bron wees van ons rus, hy moet die bron wees van ons renewal, hy moet die bron wees van al die herstel wat gebeur in ons daaglikse lewe. Julian, ek meen, is ek verkeerd hierso? Nee. Jy weet, dit is soos dat ek gerook het, dit was soos, ek het nou 'n sigaret nodig. Ja, Verstaan jy, dit is hoe dit moet wees. Verstaan, daai sigaret, so klein soos wat daai dingetjie was 'n idol vir my, want ek is soos, ek kort 'n sigaret om te kalmeer, of ek kort 'n sigaret om net bietjie af te skakel, of ek, verstaan jy, dan word iets 'n idol vir jou, reg? Ons het altyd by Target het, een van die leiers, ek kan nie onthou wie nie, maar hy het altyd gesê, kort bietjie vitamin G, bietjie vitamin God, so gaan na hom toe. Ja. Kyk, en soos ek sê, ek het geen probleem met games nie. Dit gaan nie vir my oor die games nie, dit gaan nie vir my oor, sê eers die tipe game wat jy ou gespeel het nie. Dit gaan vir my oor, eintlik dat hy, in sy post was hy uitloklik geweest. Hy, aan die onderkant het hy ietsie gesê van, en Julian sal dit opsit nou, as hy die video edit, die screenshot sal hy opsit, maar hy het iets gesê van, beware all the demon hunter comments, of so iets, ek weet nie eers nie, of ignore all the demon hunter comments, of the self-righteous comments, of dit was dalk in 'n later post, dat hy weer gemaak het oor die game wat hy speel, om sy central nervous system te reset. Maar in elk geval, ek gaan doen nou in die comments in, want ek wil nou sien, want obviously, omdat hy nou mense uitgelok het, is daar natuurlijk 'n klomp mense wat gaan kom en negatiewe goeders op die post, want hoekom sal jy so iets sê? Ek beloof vir julle, of my opinie is, as hy net die post gedoen het en sê, hy love die game, hy gaan bietjie dit speel, dan is dit fine. Ja. Niemand daar sou dalk 1 of 2 negatiewe comments gemaak het, gewees het, maar die feit dat hy mense uitgelok het, en ek wonder net, wat is jou intensie met hierdie? Is dit die manier hoe Jesus sal optree? Jy weet, dit is die goed, as jy hierdie leier is, die self-proclaimed prophet, wat honderde duisende mense bereik, elke dag, maand, week, wat ook al dit is, dan, wat sê die Bybel vir ons? You will know them by their fruit. Ja. En dit is in elke liewe dingetjie, die kleinste optrede is ook 'n weerspieëling van jou verhouding met Christus. Nou daai was nie vir my 'n weerspieëling van 'n Christ-like optrede nie. Ja. En ek het nou in die comments gaan lees, en daar's obviously nou 'n paar ouens wat Filippense gaan aanhaal het, wat sê,
Of is dit, dis nie Filippense, dis Efesiërs, dink ek, Efesiërs 6 of Efesiërs 4. Maar jy weet 4 vers 8, ja, ek dink is Efesiërs 4 vers 8. Ons kan dit lees, kom ons lees dit. Hierdie video's is baie informeel, so julle moet verstaan. Ons het navorsing, maar ons wing het. Ja, hoekom nie? Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any moral excellence, and if there is any praise, dwell on these things. Nou, baie mense het hierdie gecomment, en ek stem nogal saam met hulle, jy weet, ek sien daai punt in, want die spesifieke game wat hy gespeel het, is nie noodwendig die skoonste game, dis nou nie Tetris nie, verstaan jy? En of Angry Birds of wat ook al nie. Ek sê maar net, daar is blaatante seksuele content, dit is violence, dit is sorcery, en ek speel ook games wat violence in het en sorcery in het en goeders, want dit is 'n game. Ek sê nie dit, maar ek wil het justify nie, ek is dalk verkeerd om dit te doen, julle kan my laat weet. Maar daar is games wat ek al convictions oor gekry het, as ek dit speel, en dan ervaar ek die Here sê vir my, moenie hierdie game speel nie, hy waarsku my daaroor. En dit is 'n vorm van profesie vir my, want dit help my, verstaan? En dit is nie ietsie wat ek noodwendig vir ander mense gaan oorvertel nie, ek glo hierdie goed is personal convictions. En dis wat die Gees doen, die Gees convict, hy condemn nie, hy convict. Hy sal ons laat weet as ons goed doen, wat ons nie moet doen nie, wat teenstrydig is met die woord en wat detrimental kan wees vir ons verhouding met hom. Maar in elk geval, en hy gaan merk op hierdie goeders, en dis amper asof hy, ek weet nie, dis amper asof hy soos 'n groepie mense het wat hom verdedig. Ja. Jy weet, soos en ek wil dit nie 'n cult noem nie, maar dit is soos 'n bendekie, wat op elke negatiewe comment is al 3 of 4 mense wat gaan iets gaan comment om hom te justify. Ja, en dit moet nie so wees nie. Dit help nie, jy justify een sin met 'n ander ene nie. Ja. Dit is, dit werk net nie so nie. Exactly, en ek is soos, okay, nou kom maar, nou so, daar sal 1000 goed wat deur my kop hardloop, en ek begin 'n opmerking skryf op hierdie ou se post, en ek dink daar, jy weet, daar's 2 kante aan hierdie ding. Daar's een kant van, ek het geen probleem met mense wat game nie, soos rarig, ek het nie 'n probleem met nie. Ek het 'n probleem as dit 'n issue raak, soos ek voel in hierdie geval, waar dit jou central nervous system reset, en dit is 'n escape, en whatever. Ek paraphrase baie van hierdie goed, julle, dit is wat ek afgelei het. Dan voel ek dit is 'n probleem, maar ek het nie 'n probleem as ou 'n dag afvat om games te speel, of 'n dag afvat om Netflix te binge, of whatever, ek het nie 'n probleem om nie, en ek verstaan dat dit soms nodig is om net af te skakel, en jy weet, as jy nog steeds maintain dat God jou priority is, en om prioritize, en nie 'n breek vat van hom af nie, soos ek al baie gedoen het, ek het dit al admit op hierdie show, dat ek partykeer ervaar ek vat breke nie net van my werk en van my alledaagse goed nie, maar ook van Christus partykeer, en dit is verkeerd. So ek skeer myself onder dieselfde kam. Dis nie dat ek heilig is of dink ek is beter as Leon of enigiemand anders wat dit doen nie. Maar ek sien sy kant in, maar ek sien ook die mense wat opmerk daarop, dat as hy hierdie prophet of God is, soos volgens onderrig wat net sê, prophet of God, prophet of God. Dat is so baie. Ek sê maar, hoe kom jy prophet of God op 'n post van 'n ou wat sê, ek gaan nou Baldur's Gate 3 speel vir 12 ure, soos, Ja, terwyl op 'n vliegtuig is. Dit het niks met prophecy te doen nie, dit het niks met 'n prophet of God te doen nie, inteendeel, dit is teenstrydig, weer eens, en dis hoekom ek die ander kant kan insien, van mense wat sê, jy is nie veronderstel om hierdie post te maak nie. En ek tik hierdie hele ding uit, en in my gees ervaar ek net soos, moenie, don't even go there. En ek gooi toe 'n jab, wat ek net vra, soos business class of first class, asking for a friend, dis my comment. Ja.
En die ou reply toe. Hy sê toe vir my, what difference does it make to you, lol? En ek sê toe net good answer, want dit wys net vir my sy hart. Jy weet, dit is net vir my soos, weer eens, ek wil nie op die ou afgaan nie, dis net die optrede, die vrug wat ek daar uitsien is nie 'n vrug van die Gees nie. Ja. Nie op die post nie op sy replies nie op sy reply teenoor my nie, niks van dit wat daar gebeur het was vir my 'n weerspieëling van Jesus nie. En daarom sit ons hier en praat oor profesie. Ja. Dit is nou 'n lang agtergrond gewees oor hoekom ons vandag oor profesie gaan praat. Maar ek het vir Julian toe sy YouTube channel aangestuur en ek het vir hom gesê, gaan doen jou navorsing, ek sal my navorsing doen en ek gaan nie vir julle jok nie. Ons het vandag besluit, aanvanklik dalk dat ons bietjie meer wou fokus op Leon Dupree, maar ons het vandag besluit dat dit is nie wat ons wil doen nie. Baie vandag. Ons, want en hierso is net die reine waarheid van die situasie wat afgespeel het is. Nie ek of Julian kon hierdie ou se video's klaar kyk nie. Soos ek kon nie deur daar's was een spesifiek wat jy nou genoem het. Ja, wat ons gekyk het, die profesie vir Suid-Afrika, is 'n 7 minute video wat my 'n halfuur gevat het om te kyk. Want elke 30 jaar as ek aan pause kom, gaan doen ek ietsie, kalmeer myself, kom ek terug, kyk ek 30 sekondes pause om weer, gaan doen ietsie, kalmeer myself, net die goed wat hy sê. En toe sê ek, okay, kom ek kyk nou aan die enetjie, bietjie meer na half, dan klik ek op hom, 5 minute in, nee, gaan nie werk nie, hy frustreer my net met die goed wat hy sê. Derde enetjie hier, so hierin lyk interessant, kom ons kyk wat hy, okay, nee, dis ek net so, ek's klaar, ek kan fisies nie meer nie. So ons kon nie en dis hoekom ons sê, ons wil nie te veel op hom ingaan nie, want ons kon nie die navorsing gaan doen het oor hierdie ou, wat ons graag wou nie, want dit is soos, dit grief my, ek is ernstig, ek kyk sy video's en ek is net soos, dit is, en ek wil hierdie goed graag vir julle uitlig, en ons gaan bietjie praat oor profesie, ons gaan nie praat oor hulle soveel nie, ons gaan praat oor profesie, want daar is 'n beweging wat besig is om te gebeur reg oor die wêreld. Ons het dit gesien met Mike Winger wat vir Sean Bowles as 'n valse profeet uitgewys het. Hy het nou 'n nuwe ou uitgewys, een of ander Australianer. Ek kan nie eens die ou se naam onthou nie. Ek weet nie of jy dit gesien het nie. Nee. Maar dis hierdie Australiaanse profeet wat ook in Sean Bowles se kringe geopereer het, wat hy soos op kamera het wat hierdie ou lieg oor goeters en hulle is eintlik maar hierdie data mining prophets, jy weet, hulle gaan op Facebook en hulle gaan kry inligting en dan gaan hulle na jou kerk toe en dan praat hulle klomp, dis scary, jy kan dalk 'n klip insit van dit, want is vrek interessant. Leon is nie noodwendig hierdie nie, jy weet, en dit is nie wat ons sien by hom nie, maar wat ons sien by hom is baie vague, baie vaag profesie, soos hierdie een oor Suid-Afrika. Ek wil julle nie eens aanraai om dit te gaan kyk nie, ek wil nie eens vir jou airtime gee eintlik nie, regtig. My eerlike opinie is hy moet repent. Hy moet repent net soos wat ek elke dag doen en hy moet wegdraai van die goed wat hy doen, want die ding wat hy doen is nie die ding wat my pla nie. Dit is die honderde duisende mense wat glo wat hy sê. Dis die honderde duisende mense wat hom volg. Die duisende mense wat in sy gemeente sit elke week. Dit is die mense wat ek oor worry. Nou, ek het vir Julian ook gesê voor die tyd, jy weet, ons moet lief wees vir Leon. Ons moet bid vir hom. Ons moet bid dat hy tot repentance kom. Ons moet bid dat hy oop en eerlik begin raak oor die manier hoe hy goeders doen en ek wil vir julle dieselfde vra, bid vir hierdie ouens. Ja. Moenie hulle condemn nie, moenie hulle, jy kan nie so ou, en ek praat nie net van hom nie, ek praat van enige persoon in sy posisie, jy kan nie so ou eers met die waarheid fight nie. Die Bybel sê, the truth is like wickedness to them. Hulle sien dit nie. Hulle sien wat hulle wil sien in die Bybel en hulle gebruik dit vir hulle eie gewin. Hulle gebruik dit nie vir die gewin van die gemeente nie. En dit is een van die key aspects van profesie. Ja. Wat Paulus uitlig het gesê, die eerste ding is, hy sê, dit moet tot opbouing van die gemeente wees. Dit is die eerste ding wat hy doen, in profesie in 1 Korintiërs. Nee? Ek wil vir julle graag hierdie lees. Julian, wat wil jy iets bylaas dalk? Nee, wat ek moenie soos wat Adrian gesê, soos jy gesê het, moenie iemand met die Bybel try die soos fight nie, want
ateïste ken die Bybel beter as wat ons doen, want dis waar hulle argumente uitkry. Hulle ken die Bybel beter as wat ons doen, want soos hierdie, hulle sal dit so noem, as mense gaan kyk na Cliff Neasley se video's, Charlie Kirk se video's. Hulle ken die Bybel net so, inteendeel van hulle ken dit beter as wat ons doen, want dis waar hulle argumente vandaan kom. Maar check nou hierdie en hierdie en hierdie. Moenie try met die Bybel fight, jy gaan die fight verloor, want hulle gaan altyd 'n argument teruggee vir wat jy te sê. Gebed en liefde is maar die twee goed wat Ek sê jou, en ek wat wen. soos die ding is, ek sal nie sê moenie met die Bybel beklei nie. Maar want die Bybel is ons Ja, maar jy gaan nie daai ou oortuig. glad. Moenie met die valse hoop gaan dat jy iemand gaan oortuig deur om vir hulle woord te gee nie. Jy kan vir iemand net die waarheid gee en hoop dat dit saad vat in sy hart en dat God daai saad gaan water en dit gaan maak spruit. Daar is geleenthede en ek het dit al ondervind dat ek vir iemand woord gee en hulle dadelik verander het. Ja. Dit het al gebeur, maar baie selde. Gebruik die woord, maar tot 'n mate, moet dit Ja, nie die verstaan. hele Jy kan nie, Want- dis die ding, jy kan nie, dis maar net soos ek nou gesê het, kan jy daai versie van ons, so weet jy Bybel op jou van? Ja, ek het hom. Dit is, it's like, the truth is like folly to them, or like wickedness to them, or something. Maar in elk geval, terwyl Julian daai soek, wil ek graag vir julle hierdie lees, en dit is 2 Petrus 1 vers 21 wat sê, because no prophecy ever came by the will of man. Instead, men spoke from God as they were moved by the Holy Spirit. Nou, dit is nie 'n rebuttal vir wat Leon doen nie, of wat enige van hierdie valse profete doen nie. Maar ek wil sê, hierdie is baie belangrik om te hoor, geen profesie kom van mense af nie. Dit kom net van God, deur die Heilige Gees. En ons moet so versigtig wees hierso, want ons is so maklik om te sê, en ek doen dit self, ek is skuldig hieraan, ons is so maklik om te sê, ek het by God gehoor. Ons is so maklik om te sê, die Here het vir my gesê. Waar het hy vir jou gesê? In jou hart, en soos hy gesê, 'n inner voice, of het hy dit vir jou in die woord gesê? As hy dit vir jou in die woord gesê, if God told you in the word, in the Bible, by all means, dit is sy woord hierdie is sy woord, en dit is ingegee deur die Gees. Nou, dit kom by die tweede ding wat ek wil sê oor profesie, as dit nie in lyn is met die woord van God nie, dan is dit nie van God af nie. Dit is nie van God af nie, punt, klaar. As dit nie in lyn is met die woord van God nie, as dit teenstrydig is, enigstens teenstrydig is met sy woord, dan is dit nie van hom af nie. But I saw like a strike, almost like an arrow or a missile. I saw this thing hitting the nation, whether it's in the spirit, whatever it is. And I saw calamity coming in this nation. And Okay, so eintlik wat ons wil uitgaan om te doen met hierdie video is weer eens, soos ek sê, nie om op Leon de Pre te damp of enige ander vals profeet wat ons dink is vals profete nie. Ons wil hê julle moet vir julleself dink. Ons wil hê julle moet julle eie navorsing gaan doen. Die woord van God, soos ek nou net gesê het, dit is ons eerste en finale autoriteit. As 'n profesie nie in lyn is met dit nie, dan is dit nie van God af nie. Dit moet in lyn wees met God se woord. Enige woord wat jy ontvang van iemand af, of dit nou 'n mede-Christen is of nie, moet getoets word met die woord. Dit is soos Paulus geskryf het oor die Good Bereans, wat alles gaan toets het met die woord. Dis die foundation van ons geloof, is die woord van God. Nee? So, ons lig 'n paar punte uit van profesie. Die eerste een het julle nou gehoor is om vir die opbouing van die gemeente, nee, en vir die versterking van die gemeente is die tweede punt. So versterking van die individu en van die gemeente. So as jy 'n profesie ontvang van iemand wat sê, eers die Here lê dit net op my hart, wat sê jy's op die regte pad, hou aan doen wat jy doen, of wat ook al, nee? Dit is om jou te versterk, dit is om jou op te bou, dit is soos ek dink ek het daai storie verlede week ook, ek kan nie onthou nie, maar ek het dit al gedeel, 'n paar keer, wat ek wou opgegee het met die Hansman Show, ek wou gekwit het. Toe gaan ek daai oggend pleite toe, en met die 3 jaar video gewees. Met die 3 jaar video, en 'n ou kom na my toe, Paul, dankie, shout out vir Paul, as jy hierdie kyk,
Hy kom na my toe, ek het hom nog nie ontmoet daai tyd nie, ek het hom van geen kant af geken nie, en hy het vir my kom sê, ek wil net vir jou sê, moenie ophou nie. Wat anders is dit gewees as profesie? Dit was 'n woord van God, wat deur 'n mens gekom het, hy was gehoorsaam om vir my te kom sê, hy het nou obviously seker al my show gesien, maar ek het nog nooit in my show tot op daai punt genoem dat ek wil quit, of ek wil ophou, of enigiets nie. Hy het vir my kom sê, ek wil net vanoggend vir jou sê, moenie ophou nie. Hy het nie vir my gesê, God sê vir my, of enige so iets nie. Hy het net vir my gesê, ek wil graag vanoggend vir jou kom sê, moenie ophou nie. En ek's nou nog verbly deur dit, verstaan, nou nog, want dit is nou al jare en 'n half terug, en ons sou gekwit het, ek sou gekwit het, Julian sou nie hier gewees het nie, ek sou nie hier gewees het nie, ons sou nie gepraat het oor profesie vanoggend nie. Die punt is, selfs die goed wat ons sê, die goed wat ons kwytraak, as dit nie in lyn is met God se woord nie, moet julle dit uitwys vir my. Dit is ons plig om dit te doen, Ja, as mede-Christene. Nee? ja, mekaar te help op die pad bly. Ons moet. Teregwysing is deel van liefde. En dit is, ek dink, een plek waar die kerk die pot 100% mis het, is ons is so bang om mekaar te correct. Ons is so bang ons offend die persoon. Maar dit gaan nie oor die offense nie, dit gaan oor die liefde agter dit. Dit gaan oor die manier hoe jy optree. Jy het nou 'n ding gelees van you will know them by their fruit. Ja, Dit was ook die met die valse profeet. ja, Matteus 24:15 dink ek. Maar in elk geval, ja, Matteus 24:15. Julle kan al hier, Julian gaan dit opsit op die skerm. So onder So, hy gaan baie postwerk hê, post-production werk hê. Ek wil graag vir julle hierdie gelees het. Want dit is net, weer eens, die woord van God is, sorry man, soek vir ons nog 'n ding daar. Daai van, the word of God is ingegee deur die Heilige Gees. En dit is reg, it's good for teaching, reproach en al daai goeters. Dat ons dit ook net lees, want ek voel dit is belangrik, want weer eens, dis die kern van hierdie gesprek. Ek wil hierdie vir julle lees. Dit is 1 Korintiërs 2:14 wat sê, but the unbeliever does not welcome what comes from God's Spirit, because it is foolishness to him. Daar's 'n ander vers wat ek ook vir julle wil lees. En dit is ook Korintiërs, is 1 Korintiërs 1:18 wat sê, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but it is God's power to us who are being saved. The word of the cross, wat is dit? Dit is die goeie nuus, dit is die gospel. Dit is die feit dat Jesus Christus kruis toe uitgekom, hy het mens geword, God mens geword, hy het sy lewe geleef tot op 31, hy het sy ministry begin, hy het vir 2-3 jaar sy ministry gedoen, hy is gekruisig, hy is dood gegaan vir ons sondes, hy het ons sondes saam met hom graf toe gevat, hy het opgestaan, dood, sin, en hy het die dood en sonde oorwin, en opgevaar na die hemel toe, en hy sit nou aan die regterhand van God. Die goeie nuus is, dat ek en Julian hier kan sit en hierdie gesprekke hê, julle daar kan sit en luister vir ons, as gevolg van wat Jesus gedoen het. Salomo skryf vir ons, there is nothing new under the sun. Nee, God gaan nie add tot sy woord nie. Die woord is complete. Daar is geen profeet wat 'n lyn in hierdie boek kan bysit nie. Geen. Daar's geen mens wat kan byvoeg tot die woord van God nie. En ons geen mens wat kan wegvat teen die woord van God nie. Inteendeel, in Openbaring sê dit, woe to him who adds to this prophecy. Nee? Anyway, sorry, lees vir ons daai stukkie. Ja, so, is 2 Timoteus 3:16. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip his people to do every good work. Dankie. Dis al wat ons nodig het. Ons het nie profesie nodig meer nie. Daar is tye wat dit nodig is, maar dit is nie nodig vir ons salvation nie.
profesie gaan jou nie in die hemel bring nie. Anyway, ek wil nie te veel daarop ingaan nie. Maar wil jy 'n bietjie iets sê? Ek voel ek rant nou hierso en jy sit en luister. Ja, ek wil net sê want soos as mense gaan kyk YouVersion tot, daar's van die weergawe wat hulle verse uithaal. En dis scary van soos om te dink dat mense almal net gelukkig hou en jy wil net almal moet happy wees en almal as hier iets fout is, ons moet dit regmaak want en dit is waar ek voel baie kerke ook die pad mis het want jy gaan nie 'n siel in die hemel kry deur hom gelukkig deur die siel gelukkig te maak. Jy kan nie as iemand moord pleeg sê okay, dis okay, ons verstaan jy gaan deur 'n moeilike tyd soos ons sal jou laat. Nee, soos chom, wat jy doen is verkeerd. Soos aanvaar jy het sondes gepleeg of jy het droog gemaak, nou moet jy op 'n manier dit herstel. Ja, daar is nagevolge. En ek voel dis waar gentle parenting ook my so ligtelik irriteer. Soos moenie van okay, raak rustig, kom ons hou op met die tantrum. Soos jou kind nie luister nie, voeter hom en dan want volgende keer gaan dit soos daai seer gemaak, ek gaan dit nie weer doen. Of as jou kind soos een van die leiers het altyd gesê, sy kind groot gemaak dat as die kind by die muurprop gegaan het om die vinger in te druk, dan sit ek waarsku jou een keer, 'n tweede keer waarsku ek jou weer, maar ek gee vir jou kyk dat jy weet jy moet dit nie doen. As jy vir 'n derde keer gaan voeter ek jou, want dan besef jy, okay, dit het seer gemaak, ek moet dit dalk nie doen nie. En dan op daai manier sit soos ek moenie my vinger aan druk nie want ek gaan pak swaker. Ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar daar was nagevolge en dit was seer geweest, dit was nie lekker nie. Ek wil dit nie weer doen nie. En dis wat gentle parenting van soos ek gaan jou in die hoekie laat sit vir 15 minute. Wat gaan dit doen? Tot daai time-out goed werk net nie. Vir my was dit soos jou foon word gevat. Jy moet dit al hierdie goeie was en ek was streng groot gemaak en ek dankbaar daarvoor want as ek net kyk na van die mense op my ouderdom wat met gentle parenting groot gemaak is, dan dink ek dit is ek wil nie sê hulle gaan sukkel in die groot mens wêreld nie, maar in die groot mens wêreld is jou ma en pa nie daar om vir jou gou vinnig te help met ietsie nie. Dit is soos sorry jy het opgeskop, maak dit reg. En nou is jy nie gewoond aan die nagevolge nie. As jy soos ek kan nie glo iemand het wat is hierdie? Hoe sê jy dit vir my? Soos my gevoelens is nou seer gemaak. Nou gaan ek huil en soos okay. Of weet jy, pak jou goedjies gaan, huil by die huis. Ons is klaar hier, ons gaan nie en dit is ongelukkig hoe dit is. Die groot mens wêreld dit is ruthless. Dit is en ek dink Paulus praat van Christelike volwassenheid. Hy praat van Christelike maturity. Hy praat van baie van ons, meeste van ons en hy skryf dit nou spesifiek aan die gemeente van Korinthe dink ek wat hy sê. Julle is nog op melk. Maar ek moet julle al vaste voedsel, eintlik moet julle al op vaste voedsel wees. Julle moet groot word, is wat hy vir hulle sê. Is grow up, mature, in Christ. Nie net, jy word groot fisies nie, jy moet ook geestelik groot word, jy moet geestelik groei, jy moet emotionally groei. Dit is, Paulus sê dit hoeveel keer, hy sê dit in Romeine, hy sê dit later, Jakobus sê dit, wat hy sê, moenie kwaad word of hartseer word as jy deur moeilike tye gaan nie, want die moeilike tye bou jou karakter. Die moeilike tye bring die endurance, dit bring die goeders wat jy nodig het om die swaarder laste te dra, om die harder challenges te face. Jy moet deur hierdie goeders gaan. It produces endurance, it produces character. Nou, ja, ek meen, ons gaan nou eintlik bietjie van die punt af hierso, maar dit is waar wat hy sê, ons moet mekaar kan korrek. Net so, as 'n profeet foute maak, moet mense hom kan uitwys. As hy goed profeteer, wat nie gebeur nie, hoekom is daar nie nagevolge vir hierdie ou nie? Nou, in hierdie een spesifieke profesie van Leon, ons gaan nou weer terug gaan na Leon toe, maar praat hy nou van hierdie Suid-Afrika en hy sien hierdie arrow of missile wat Suid-Afrika tref in Junie, Julie. Nou, gelukkig is dit volgende maand Junie. Ja, so ons sal nou maar sien, Junie, Julie, wat gebeur en ek hoop daar gaan nagevolge wees vir hierdie ou as daar niks gebeur nie. Daar moet nagevolge wees en dit is nie net vir hom nie, dit is vir enige profeet. Ja. As jy die verkeerde goeie sê en jy sê dit, die issue is nie dat jy dit sê nie, die issue is dat jy claim dit kom van God af. Dit is die issue. Want wat maak jy nou God uit as 'n leienaar? Nou, hy gaan voor God met rekenskap neem vir hierdie goed wat hy sê.
Dit het niks met my uit te waai nie, dit is tussen hom en God. Maar die ding wat my pla, en ek sê dit weer, is die honderde, die duisende mense wat luister na hom en sy goed glo, en ek praat weer eens nie net van hom nie, na enige profeet, en hulle glo wat hulle sê, en daar is al soveel seer veroorsaak. Ek het die laaste ruk in my navorsing goed gesien van mense, ou wat sy lewe verloor het as gevolg van profesie. Want na 'n profeet na hom toe gekom, die ou kanker gehad, hy het vir hom gesê, God wys vir my, jy gaan oor 2 maande genees word, jy kan ophou met jou behandeling. Die ou het opgehou. 2 maande later toe sy dood. Want hy het opgehou met sy behandeling. Ek wil nie in die kanker ding ingaan nie, en ek wil nie in die genesing ding ingaan nie. Dit gaan nie daaroor nie, God kan genees, God kan hierdie goeie sê, God kan daai woord vir iemand gee, om vir iemand te sê, jy kan ophou, jy's genees. Ek glo dit, maar die punt is, God het dit nie gesê nie. Daai ou het dit self gesê, en hy het iemand se lewe gekos. En gaan toets dit eers. Ja, dis die belangrikste. Gaan toets dit eers, want daar's so baie wolwe en skaapskleure daar buite. Ek meen, daar's hoeveel keer wat, even in Matteus 24 self, is daar 3-4 keer wat gesê word, pas op vir valse profete, pas op vir valse leraars. Ja, ek het hom hierso. Kom ons lees hom sommer, Matteus 24 vers 24. 24. So hy sê so, for false messiahs and false prophets will rise up and perform great signs and wonders, so as to deceive if possible, even God's chosen ones. See, I have warned you about this ahead of time. In verse 15, the day is coming when you will see that Daniel the prophet spoke about the sacrilegious object that caused the desecration standing in the holy place. Verse 10, and many will turn away from me and betray and hate each other, and many false prophets will appear and will deceive many people. Sin will be rampant everywhere and the love of many will grow old, but the one who endures to the end will be saved. Dit in Matteus 24 alleen, daar's ons 3-4 verse wat ons waarsku. Want Jesus het geweet, hierdie gaan 'n probleem hê. Ja. Nou daar's mense wat glo profesie het gestop, nê? Ek glo nie dit nie. Ek glo profesie is nog dis lewendig, dit kan gebeur. Ek glo dit. Ek glo nie Paulus hulle sou vir ons ge-educated op profesie as dit iets is wat gestop het met hulle nie. Ek glo nie dit het gestop met die apostels nie. Ek glo dit het aangegaan. Maar ek glo die profesie is soos Paulus sê, en ek wil dit vir julle lees, ons het nou klaar versterking en bemoediging, maar ek wil dit graag vir julle lees in 1 Korintiërs 14 wat hy sê, but the person who prophesies speaks to people for edification, encouragement and consolation. Troosting is die derde ene. The person who speaks in another language builds himself up, dis nou van tale, but he who prophesies builds up the church. Dit gaan oor opbouing van die kerk. Dis waaroor dit gaan. Dis die punt van profesie, is vir opbouing, vir bemoediging en vertroosting. Hier sê Paulus dit is in die woord van God. En dan sê hy verder, hy sê, ons kan nou seker maar die hele een lees, maar ek wil nou nie alles lees nie, maar hierdie is interessant. Hy sê, I wish all of you spoke in other languages, but even more that you prophesied. The person who prophesies is greater than the person who speaks in languages, unless he interprets so that the church may be built up. Weer eens. Hy sê hierso eintlik, tale is net goed eintlik as dit geïnterpret word en dit is ter opbouing van die gemeente. Weer eens, dit gaan oor die gemeente. Maar hy sê ook hierso, as jy nou in jouself in jou inner room bid in tale, dis great want dit is ter opbouing van jouself. En ons weet wat daar ook geskrywe staan dat daar's 'n tyd waar die Heilige Gees instaan vir ons en deur ons tot God spreek vir ons in ons stead. Wat is die regte woord? On our behalf. Ek weet nou nie wat die regte woord is. Ja, vir ons. Ja, namens ons. But now, brothers, if I come to you speaking in other languages, how will I benefit you unless I speak to you with a revelation or knowledge or prophecy or teaching? Even inanimate things that produce sounds, whether flute or harp, if they don't make a distinction in the notes, how will what is played on the flute or harp be recognized? In fact,
If the trumpet makes an unclear sound, who will prepare for battle? In the same way, unless you use your tongue for intelligible speech, how will what is spoken be known? For you will be speaking into the air. Hy sê dit beteken niks as dit nie ter opbouing is van die kerk nie. There are doubtless many different kinds of languages in the world, and all have meaning. Therefore, if I do not know the meaning of the language, I will be a foreigner to the speaker, and the speaker will be a foreigner to me. So also you, since you are zealous for spiritual gifts, seek to excel in building up the church. Dit gaan alles oor die opbouing van die liggaam van Christus. Therefore, the person who speaks in another language, dit is nou profesie en tale gemeng hier, so ek lees nou maar net alles. Therefore, the person who speaks in another language should pray that he can interpret. For if I pray in another language, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. What then? I will pray with the spirit, and I will also pray with my understanding. I will sing with the spirit, and I will also sing with my understanding. Otherwise, if you praise with the spirit, how will the uninformed person say amen at your giving of thanks, since he does not know what you are saying? Ek gaan nou hierdie hele ding lees wat ek gesê het ek nie wil doen nie, maar dit is vir my so goed. For you may very well be giving thanks, but the other person is not being built up. Weer eens, niemand baat daaruit nie. As niemand daaruit baat nie, is dit nie van God af nie. I thank God that I speak in other languages more than all of you. Yet in the church I would rather speak 5 words with my understanding in order to teach others also than 10,000 words in another language. This is so insane eintlik. Brothers, don't be childish in your thinking, but be infants in regard to evil, and adults in your thinking. Nou, ons het nou hieroor gepraat ook. It is written in the law, I will speak to these people by the people of other languages. Ek soek nou die spesifieke stukkie. But if, okay, sorry, ek gaan nou net na hierdie spesifieke een toe gaan. But if all are prophesying and some unbeliever or uninformed person comes in, he is convicted by all and is judged by all. The secrets of his heart will be revealed, and as a result he will fall face down and worship God, proclaiming God is really among you. So hierso is nog 'n benefit van prophesying, né? Dit is vir conviction. So partykeer, en ek het dit al baie gesien, dit het nog nie met my gebeur nie, maar dit het al actually, baie vaag het ek een aand het ons in die wildtuin gesit, my vrou het 'n troue gedoen en daar was 2 ander meisies daar wat het hulle het die dekor gedink ek gedoen en my vrou het die blomme gedoen. Ek het my vrou gaan help. Ja. En die een meisie het met my heavy begin praat oor die Here. Maar sy het nou gesit en wyn drink en goed. So ek like dit nie om met mense te praat as hulle drink oor God nie, maar sy het heeltyd aangehou vra oor die Bybel en goed. En op 'n stuk het God vir my het ek in my hart iets ervaar oor haar wat ek nie geweet het nie. Ja. Verstaan? En ek het vir haar dit gesê. Ek het vir haar gesê, ek ervaar hierdie nou oor jou, en ek het dit vir haar gesê, en ek gaan nie sê wat dit was nie. En dit het haar weggeslaan. Sy was soos, hoe het jy dit geweet? En ek het dit net hier in my hart, soos ek het nie geweet of dit reg is of verkeerd is nie, ek het dit net in my hart opgekom, en ek het gevoel ek moet dit vir jou sê, en sy soos nee, maar dit is, verstaan, en dit het haar mind gechange oor God. Ek sê nie, dit het haar tot bekering gebring nie, maar dit het haar convict. Die feit dat ek iets geweet het oor haar, ek ken haar van geen kant af nie, sy ken my van geen kant af nie. En ek het dit al baie gesien in hierdie street preachers, wat hulle gaan en hulle praat met ouens soos daai Bryce Crawford en goed wat, en dan gee die Here vir hulle daai informasie oor hierdie persoon, iets oor hulle childhood, of ietsie wat is soos, hy's abused toe hy kind was, of so ietsie, soos ek wil sy pa wees, verstaan jy, so ietsie. Want weer eens, dit gaan oor liefde, dit gaan oor, hoe weet jy hierdie goed van my? Dis nie ek nie, dis die Gees in my. En hierdie Gees wil jou hê, hy's lief vir jou, hy wil jou red. So dit nog 'n voordeel of 'n plek waar profesie voordelig is vir mense, is wanneer God vir jou iets gee in jou hart om iemand te oortuig van hom. Dit gaan nie oor jou nie, en dit is die vraag, jy weet,
Daar's 'n ander stuk en ek gaan nie alles lees nie. Ek wil vir julle hierdie gee. Daar's 'n resource wat julle kan gebruik. Dit is openbible.info. Dis 'n website. Gaan op dit, gaan tik in prophecy. Jy kan net die woord prophecy intik en hy gaan vir jou al die verse in die Bybel wat praat oor profesie, gaan dit daar vir jou opkom dan. Dis 'n amazing resource. Ek gebruik dit so baie vir al as ek navorsing doen. So daar's so baie verse wat mens kan gaan kyk na. Die punt van profesie is hierdie goeters wat ek nou gelees het wat Paulus sê en dan vir die oortuiging vir evangelisasie vir weer eens die opbouing van die gemeente, van die liggaam van Christus. Dit gaan eintlik alles oor dit. Verstaan, dit gaan oor die opbouing van die liggaam van Christus. En dan wil ek by sê, profesie het altyd rigting en dis duidelik en dit het orde. Dit is nie vague nie. Of net random. Dit is nie random nie. Dit is nie hierdie goeters wat mense op stage gaan en hulle sê, die Here gee vir my 'n A. Is iemand hier wat sy naam begin met A? Soos, dude, hierso is seker 100 mense wat sy naam begin met A. Okay, die Here gee vir my 14. Is 14 significant vir iemand? Dis nie hoe God operate nie. God is nie 'n idioot nie, hy's nie stupid nie. Verstaan? Soos ek kan nie glo dat mense val vir hierdie goed nie. Sorry ou, ek raak nou so passionate. Nee, maar dit is ek voel een van die maklikste maniere om te weet, is dit 'n ware woord of is dit soos 'n dit kom nou eintlik meer jy wil dit nou net sê om dit te sê omdat jy nou daaraan gedink het. Is dit negatief? Die oomblik wat dit negatief of afbreekend is of iets, dan moet jy dadelik weet, okay. Iets is nie reg hier, so iets is nie lekker nie. Ek moet dit eers nou gaan toets. Eers bietjie gaan dink, ek moet gaan vat dit na die woord toe. Soos dis een van die maklikste maniere. Is dit negatief of breek dit af? Dan weet jy dadelik, okay. Iets is nou besig om funky te gebeur hierso. Dit moenie so wees nie. Of as dit heavy vague, soos ek sien 'n boom. Okay, as ek hier uitry gaan ek honderde sien. 'n Boom. Wat 'n boom? Wat 'n een? Ja, groot, klein, sy groen, pers, pink. Dit sal spesifiek wees. Ek sien 'n boom met dit of ek sien so of die Here wys vir my hierdie en hierdie. Kyk, great. Gaan toets dit nog steeds op die woord. Ons het laasweek in laasweek episode oor gepraat. Wat enige woord wat jy kry, maak nie saak wat dit is, enige woord. Hier is die resepteboek. Vat dit na die resepteboek toe. Kyk, pas dit daarin of nie. Ek stem ou. Die ding is daar's 'n standaard. Die standaard en dit is eintlik 'n baie goeie opsomming. Ek het gelees toe ek nou my navorsing doen, 'n ou wat praat oor jy weet die FSC byvoorbeeld, wat in Amerika hulle Financial Standard Council of wat ook al, ek weet nie presies wat noem nie. Maar daai ouens het 'n sekere standaard waarby almal moet by wat is ons in SABS dink ek. Dit is soos as jy produk in die winkel wil sit, moet jy aan 'n sekere standaard voldoen. Nou die hemelse, die godly, die spiritual standard is God se woord. Dit as iets nie hierdie standaard ontmoet nie, it's not from God. Dis so simpel soos dit en dis eintlik wat Julian sê. Maar wat ons vir julle eintlik wil uitlig is, die punt van profesie is ter opbouing van die liggaam van Christus. Dit is waaroor dit gaan. Want die punt van die gospel, die punt van die Bybel, die punt van Jesus se koms is ter redding van mense. Ja. Dis waaroor dit gaan. En so daar's 'n paar vrae. Want weer eens, jy het dit nou gesê, as dit afbreekend is dit nie in liefde nie. Ja. As dit opbouend is dit in liefde. Dit moet weer eens dit moet val onder hierdie 3 of 4 goeters, versterking, bemoediging en troosting en dan oortuiging. Ja. Vir weer eens vir die doeleindes vir evangelisasie. So daar's 'n paar vrae. Nou eerstens, kan profesie bestaan? Ja. Ek en Julian glo profesie bestaan nog, dit gebeur nog, dit is belangrik, dit is nie onbelangrik nie, dit is belangrik, maar dit moet val in hierdie riglyne wat ons nou in die woord gesien het, dit in moet val. Weer eens, so dan, is dit in lyn met skrif? Is die eerste vraag wat jy kan vra. As jy in 'n gemeente is of
by vir een of ander profeet gaan luister of iemand is 'n gaspredikant, whatever man, as jy 'n profeet teekom of iemand wat profeteer oor jou of oor die kerk of ietsie teekom. So hier's ons 'n paar vrae wat jy kan vra. Is dit in lyn met skrif? Dis dit wat ons nog geheeltyd sê, dis die eerste vraag. Is dit opbouend? Is dit beskermend? Verstaan, dis net die vraag wat jy kan vra om te meet of hierdie ding van God afkom of nie. Is dit ten gunste van die evangelie, van die liggaam van Christus? En is dit spesifiek? Bevorder dit die koninkryk of bevorder dit die persoon? Want hierso is my probleem met profesie. My probleem met profesie is, dit het 'n tool geword wat ouens gebruik om ek voel, om hulle eie ministries te bevorder, en dit is maklik om dan weg te kruip agter die guys, agter die skerm van dit is ter opbouing van die koninkryk, want ek bou my kerk deur profesie. Maar ek wonder hoeveel mense gaan toets actually hierdie profesieë wat gebeur. Soos Shawn Bowles byvoorbeeld. Daai ou het honderde vals profesieë gegee en hoekom verstaan, hoekom is hy nie, nou het uiteindelik het een ou gegaan en gesê, hey, hierdie ou moet accountable gehou word vir al hierdie profesieë wat hy gemaak het van, en soos met Benny Hinn daai tyd met COVID wat hy gesê het, die Here sê vir my COVID is nie 'n big deal nie, dit gaan ophou binne 'n paar dae is dit verby, en toe soos 6 maande later toe is hy soos, sorry, ek het verkeerd gehoor, dit is nie wat die Here gesê het nie. Hy het ten minste die guts gehad om te, soos ek gee dit vir hom, ek dink ook nie hy is 'n goeie leraar nie, maar ek gee dit vir hom, hy het ten minste uitgekom en gesê, sorry, ek was verkeerd, dit was nie van God af nie. Daai credibility wat jy terugkry deur om uit te kom en te sê, sorry, ek het verkeerd gehoor, dit was iets wat ek gehoor het in my inner voice, en dit was nie van God af nie. En ek dink dit is hoekom, as ek vir die profete enige raad kan gee, nie dat hulle vir my gaan luister nie, want ek is nie 'n profet nie, maar yes man, wees versigtig dat jy regtig by God hoor, want jy kan duisende, honderde duisende mense in die verkeerde rigting vat as jy die verkeerde woord sê. En die ander vraag, laaste vraag wat ek vir julle wil vra is, as daai profesie nie van God afkom nie, waarvan afkom dit? Dink bietjie. So daar's net 2 plekke waarvan af dit kan kom. Dit kan van jouself afkom, uit jou eie hart uit, of dit kom van Satan af. Dit is die enigste ander 2 opsies. En wat sê die woord vir ons? If you are not for me, Jesus sê, if you're not for me, you're against me. Dis die ding is, soos, as ons nie vir God is nie, is ons teen God, en enige iets wat teen God is, yes man, is ek jammer vir jou as jy teen God is, want dit gaan nie lekker eindig vir jou nie. Jy daai stuk daar. Ja, ek wil graag hê ons gaan, en ons wil eintlik afsluit met hierdie stuk, is 'n ding wat ons nou sommer vanoggend gekry het, toe ons 'n ander versie gesoek het, en dit het eintlik vir my dit so mooi opgesom van en ons sal daaroor praat as hy dit klaar gelees het. Ja, so dit is 2 Tessalonisense 2 van vers 1 tot vers 12 toe, en dit is events prior to the Lord's second coming. Now, dear brothers and sisters, let us clarify some things about the coming of our Lord Jesus Christ and how we will be gathered to meet him. Don't be so easily shaken or alarmed by those who say that the day of the Lord has already begun. Don't believe them if they claim to have had a spiritual vision, a revelation, or a letter supposedly from us. Don't be fooled by what they say, for that day will not come until there is great rebellion against God, and the man of lawlessness is revealed, the one who brings destruction. He will exalt himself and defy everything that people call God and every object of worship. He will even sit in the temple of God, claiming that he himself is God. Don't you remember that I told you about all this when I was with you? And you know what is holding him back, for he can be revealed only when his time comes. For this lawlessness is already at work secretly, and it will remain secret until the one who is holding it back steps out of the way. Then the man of lawlessness will be revealed, but the Lord Jesus will slay him with the breath of his mouth and destroy him by the splendor of his coming.
This man will come to do the work of Satan with counterfeit power and signs and miracles. He will use every kind of evil deception to fool those on their way to destruction, because they refuse to love and accept the truth that would save them. So God will cause them to be greatly deceived, and they will believe these lies. Then they will be condemned for enjoying evil rather than believing the truth. Dis scary eintlik ou. Dis so scary. Dis scary en is exciting in dieselfde tyd, want dit is soos die mense wat nie maar die punt van die gospel is eintlik. Is soos dit gaan bad wees. Ja. En ons wil nie hê dat enige een van julle wat hierdie kyk of die mense, selfs die mense wat nie hierdie kyk nie, en selfs ouens soos Leon, Sean Bowles en wie ook al wat ek glo valse leraars is. Ons wil nie enige van hulle moet moet hel toe gaan nie. Ons wil nie enige van hulle moet geslei word deur Jesus se breath nie, verstaan jy? En dit is die ding is soos die punt van die gospel, en julle het dit nou gehoor, die punt van die koninkryk is om mense in die hemel te kry. That's it. The good news of God is, wat ek nou gesê het, is Jesus Christus het gesterf, hy het die sonde en die dood oorwin deur op te staan, hy is nou aan die regterhand van God. Die goeie nuus is, hy het ons sonde saam met hom graf toe gevat. En ons is gered deur sy bloed. Ons is gekoop, duur gekoop, die duurste prys betaal vir jou en vir my en vir Julian en vir wie ook al. Jesus het die prys betaal. Dis die punt van die gospel, is om mense die goeie nuus te gee, soos julle gehoor het, the preaching of the gospel so that many will be saved. Dis waaroor dit gaan. Ons hoef niks by te voeg nie. Die gospel is sufficient. Daarom moet jy so seker wees dat as jy 'n woord van God kry, dat dit van hom af is. Maak eers seker, voor jy net blindelings na 'n ou toe gaan en vir hom gaan sê, God sê hierdie vir my. Want jy kan net meer skade doen as goed dalk. En dalk gee God vir jou 'n woord, maar as hy doen, beloof ek jou, jy gaan so seker wees daarvan, want God is nie a spirit of confusion, hy confuse nie. Hy sê, God hasn't given us a spirit of fear, but one of power, love and a sound mind, self-control. Jy gaan weet, dis van hom af. Ja. Dit is nie van, Jesus, ek wonder of hierdie nou van God af is nie. Ek dink as jy so altyd klaar, dan los dit liewer. Ja, dan moet jy begin twyfel. Ja, as jy begin twyfel, Dan weet jy sommer klaar. En ek dink as dit iets van die Here af is, dan sal hy sommer binne 2-3 minute vir jou 'n tweede confirmation gee, maybe even 'n derde, en hy sal vir jou sê, hoor, soos gaan nou net en doen dit. Waar as jy eers begin soos, maar is dit nie, is dit nou net ek? Dan dink ek soos, los dit liewerste. As dit van die Here af is, dan sal hy 'n tweede keer of 'n derde keer confirm dat jy dit moet gaan doen. Maar as jy begin twyfel, los dit liewer. So daai van as jy niks goed kan sê, nie bly stil. Ja. Los dit dan daarso. As jy begin twyfel, los dit net. Die Here sal weer kan confirm as jy dit moet deel of nie. Ek dink dit is scary, Julian. Ek dink dit is scary hoe baie mense so maklik sê, God told me, I heard from God. Dis scary hoe maklik. En ek is skuldig hieraan. Ek weet eens, ek wys nie vingers nie. Ek is skuldig hieraan. En dit is nie eers dat ek bedoel God sê dit fisies vir my of wys dit fisies vir my nie. Dit is amper asof dit deel geword het van ons vocabulary, dat ons net sê God het vir my gesê of ek het ervaar God het dit. En nou sê ek's baie versigtiger daarmee as wat ek altyd was, want ek besef sodra ek sê God het dit gesê, man, daar's soveel accountability wat saam met daai phrase God told me of God showed me. En mense besef dit nie altyd nie. Nee. Want ek sê ewen selfs vir my lede, as ek 'n woord of iets vir hulle gee, of vir van die jeugleerders, van die selleerders, soos as ek vir jou 'n woord gee, jy vat dit nie tot harte nie. Al kom dit van my af. Soos ek is die selleier bo oor julle en julle is die skaapies, ek is die skaap, maar jy vat dit nie net tot harte nie. Jy gaan toets dit eers. En as dit verkeerd is, kom sê vir my, dat ek ook bewus is. Want as die ding is as 'n leier
iets doen wat die gemeente seermaak en die leier weet nie hy doen dit nie, kan hy niks doen om dit reg te maak nie. Waar as dit na sy aandag gebring word en hy kies nog steeds om dit nie reg te maak nie, dan sit op hom. Maar as hy nie daarvan weet nie, niemand kom sê hom nie en hy gaan aan soos wat hy dink reg is, maar hy weet nie dis verkeerd nie, dan is dit vir hom hoe hy dit gaan doen. So ek sê vir hulle, as ek iets vir jou sê en jy dink nie dis reg nie, jy dink dis verkeerd, kom sê vir my, van dat ek dit kan regmaak. Want anders as ek aangaan met wat ek aangaan, gaan ek nog meer mense seermaak. En dit kan op die ou einde wees dat meer mense uit die koninkryk uitgaan as wat hulle in die koninkryk inkom. En jy gaan met pa staan. Ja. En dis die ding, as ek wil nie daai op my hande hê nie. Ja. Ek wil nie, en dis hoekom ons ook altyd vir julle die uitnodiging gee, of dalk nie altyd nie, maar soveel as wat ek onthou om dit te doen, vir julle die uitnodiging gee om te sê, as ons iets sê op hierdie show wat nie in lyn is nie, of wat verkeerd is, of as ons iets verkeerd aanhaal, asseblief, wys dit uit. Ons is nie perfek nie, ons is nie skrifgeleerdes nie, ons is net kinders van God, wat lief is vir hom, en wat mense wil help, dit is die doel van hierdie show. En partykeer is dit om goed te doen soos hierdie, 'n kanaal met 1500 channels, 'n kanaal aan te vat wat 140,000 subscribers het, verstaan. En dit is nou maar net een van die goeters, want die waarheid is al like ek nie vir Leon nie, wil ek graag hê hy moet gered word. Want ek weet die influence wat hy het. En ek weet dat hy soveel mense saam met hom koninkryk toe kan gaan. En ek rejoice ook in die gospel wat hy deel, want Paulus sê, daar's baie wat die gospel deel out of selfish contempt, en out of selfishness, en out of, verstaan jy, soos self-serving, en hy sê, maar hy rejoice in dit, want die mense word blootgestel aan die gospel, so daar is mense wat gered gaan word, in die Rooms-Katholieke kerk, ek wil nie daai kerk se naam noem, in enige kerk, is daar mense wat gered gaan word, want hulle word blootgestel aan die gospel, maar hoeveel mense are being led astray as gevolg van ouens, soos die name wat ons nou al in hierdie video genoem het. Hoeveel mense het weggeloop van die gospel af, as gevolg van ouens soos hulle. Hoeveel mense glo die nonsens wat hulle praat, en dan blameer hulle vir God, want hulle sê, prophet of God told me, and it didn't come true, or the opposite happened, or my husband died, because they told him to stop his treatment. Dit is so dangerous. So eintlik al wat ons sê is, wees baie seker, 100% seker, toets dit met die woord, selfs al kry jy woord om vir iemand te gee, toets dit met die woord, kry confirmation, vra vir God om dit te bevestig vir jou, hy sal dit bevestig, as dit iets is wat hy wil hê jy moet doen, gaan hy dit bevestig, soos Julian gesê het, en dan doen jy dit, as jy daai bevestiging gekry het, maar moenie net blindelings vir mense goed sê, links en regs, God told me this, God told me that, because you are digging your own grave. Ja, net 'n laaste gedagte dalk. As jy vir 'n vreemdeling op die straat 'n woord kry of iets, en die Here confirm dit en alles, maak nog steeds dubbel seker, en jy's dalk die enigste Bybel wat daai persoon in hulle hele lewe lees, en nou sê jy vir hulle iets, en 'n woord nie, en as dit maar soos ek man kan dit mos nou nie waar wees nie. So, dalk maar net 'n laaste gedagte, jy is dalk die enigste Bybel wat iemand lees in hulle hele leeftyd. Amen. 100% man. Wow, dit was 'n mondvol. Hey, dankie julle, sorry. Ek het op stukke 'n bietjie passionate geraak. 'n Bietjie vir Julian doodgepraat vandag. Maar ons is dankbaar dat julle ingeskakel het en ons hoop julle geniet hierdie videoetjies wat ons praat oor hierdie spesifieke topics en eintlik so 'n bietjie reageer op wat aangaan in die wêreld, want ja, profesie en aliens was nou die laaste twee en ja, soos ons in die vorige video gesê het, as daar enige spesifieke topics is wat julle graag wil hê ons moet bespreek of moet navors of wat ook al, laat weet ons. Jy weet, dit gaan dalk 'n rukkie vat voor die video uitkom. Ja. Ons wil graag navorsing doen oor die goed en kyk wat sê die Bybel oor alles. Ons wil nie te veel ons wil ons opinie ook gee, maar ons wil regtig dit kan staaf met feite, skrif, skrif. Met die waarheid. So ja. So hoop julle het hierdie chat geniet. Ja. Tot ziens.